Goeienaand en baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Goeienaand Prof. Goeienaand Pieter, goeienaand luisteraars. En dan so 'n bietjie later gaan Roland Henwood, 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, ook by ons aansluit. Cyril Ramaphosa gaan nou vanmiddag of althans vanaand 8uur die nasie toespreek. Gaan hy bedank of gaan hy bly? Pieter, nie die eerste ding, gewoonlik sê die ANC hy gaan die nasie toespreek, maar streng gesproke is daar nie iets soos 'n Suid-Afrikaanse nasie nie. Ek sou sê hy gaan die publiek toespreek. Maar goed. Pieter, ja, ek dink ons moet net eerstens kyk wat die agtergrond van hierdie ding is. Die agtergrond is dat is die Palapala aangeleentheid. Die Palapala aangeleentheid waar daar 'n klomp geld, $580,000 gesteel is by die plaas, die president se wildplaas in lank gelede reeds. Dit het toe in 2022 aan die lig gekom. Daar is toe sogenaamde impeachment prosedures aan die gang gesit om die president van sy ampt te onthef. Daar's 'n bepaling in artikel 89 van die grondwet wat lui dat indien die president hom skuldig maak aan ernstige inbreuk van die grondwet, ernstige wangedrag, of indien hy nie in staat is om sy werk te kan doen nie, dan mag die parlement hom onthef van sy pligte, op voorwaarde dat 'n 2/3 meerderheid van die nasionale vergadering daartoe instem. Ek dink dis net die belangrike agtergrond om te hê. Die agtergrond daarvan is van die prosedure van die parlement is die volgende. Die president, die mosie word ingestel, maar daarna moet volgens reëls wat die parlement vir homself gemaak het, en spesifiek reël 129 van die reëls van die nasionale vergadering, moet daar 'n ondersoek ingestel word deur 'n professionele paneel, bestaande gewoonlik uit 'n regter en nog ander senior regsgeleerdes. En in hierdie betrokke geval is die vorige hoofregter aangestel om 'n ondersoek te kom doen. Dit was regter Zandile Ngcobo, saam met 'n ander regter en 'n senior advokaat. Hulle het ondersoek ingestel na die Palapala kwessie en die gebeure daaromtrent, en hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die president hom prima facie skuldig gemaak het aan etlike misdrywe en forme van wangedrag. Hulle het toe 'n verslag uitgebring, dit voorgelê aan die speaker. Die gedagte was toe dat die nasionale vergadering dit moes oorweeg het en dan daaroor moes stem. Maar die nasionale vergadering het inderdaad nooit daaroor gestem nie. Wat gebeur het is dat die minister van Justisie op daardie stadium, tans die minister van Buitelandse Sake, Ronald Lamola, het in opdrag van die caucus van die ANC doodeenvoudig in die parlement opgestaan op die 13de Desember 2022 en gesê, luister, hier is 'n klomp foute in hierdie verslag van Ngcobo, eintlik 'n baie voorbarige ding om te doen. Ek meen, wie is hy om homself aan te stel daaroor? Maar goed, hy het dit gedoen in opdrag van die ANC caucus. En hy het toe gesê, daar's geen rede om enige verdere aandag aan hierdie aangeleentheid te gee nie. En gevolglik is aanbeveel dat die parlement dienooreenkomstig, die nasionale vergadering dienooreenkomstig moes stem. En dit is toe inderdaad wat gebeur het. Die nasionale vergadering het met 214 stemme, teenoor 179, as ek dit reg onthou, gestem om inderdaad geen impeachment, geen afdankingsprosedure teen die president aan die gang te sit nie, en toe was dit die einde van die storie. Dit het toe daartoe gelei dat politieke partye, meer bepaald die EFF, het 'n aansoek gebring na die grondwetlike hof. Daar was ook nog ander litigasie gewees, en uiteindelik het die grondwetlike hof toe die afgelope Vrydag daaroor uitspraak gegee. Nou, die hof kan nie vir die parlement sê hy moet 'n staat van beskuldiging teen die president instel nie. Dit is die werk van die nasionale vergadering. Die nasionale vergadering het autonomie daaroor. Maar wat hy wel kan sê, en dit is wat in hierdie geval gebeur het, die parlement, die grondwetlike hof kan wel vir 'n bevinding maak
dat die parlement nie sy eie reëls nagekom het nie. En dit is presies wat hier gebeur het. Die grondwetlike hof het 'n bevinding gemaak dat die parlement eintlik strydig met die grondwet opgetree het en strydig met sy eie reëls opgetree het, maar bovendien ook bevind dat die reëls wat daar wel bestaan het, reël 129 van die nasionale vergadering se reëls, tekort skiet omdat dit nie behoorlik uitdrukking gee aan die hele gedagte van 'n impeachment prosedure nie. Die hof het daai reël toe ongrondwetlik bevind, het eintlik 'n ander reël in die plek daarvan geskryf om dit nou blaatant te stel en toe vir die parlement opdrag gegee om eintlik met die prosedure voort te gaan waar dit verkeerd geloop het op die 13 Desember 2022. Nou, die parlement moet derhalwe nou daarmee voortgaan. Tensy die president nou bedank of wat ook al, iets waar ons nou gaan praat. Nou, laat ek net dit sê, die gedagte is nou die volgende. Die komitee van regter Ngcobo het destyds nadelige bevindings teen die president gemaak. Niks anders nie as verdoemende bevindings dat hy inderdaad heeltemal strydig met die reg opgetree het, dat hy trouens misdadig opgetree het. Hy kon hom nie skuldig bevind het nie, want hy's nie 'n hof nie, en die president het ook nie die geleentheid gehad om sy kant van die saak te stel nie. Maar prima facie, op die oog af was dit volgens die Ngcobo paneel duidelik dat die president hom inderdaad hieraan skuldig gemaak het. Wat nou waarskynlik behoort te gebeur, is dat die paneel se verslag moet nou oorhandig word aan 'n komitee van die nasionale vergadering. En daai komitee moet dan verder ondersoek instel na die president se optrede. Trouwens, dit is nie heeltemal duidelik wat die prosedure sal wees nie, maar na alle waarskynlikheid sal 'n getuienis gelei word en na alle waarskynlikheid sal hy ook van die president self verwag word om te getuig. Hy kan natuurlik dan ook in daai omstandighede deur die lede van die komitee ondervra word, gekruisverhoor word. Dit sal 'n baie moeilike prosedure wees vir die president, vir die doeteenvoudige rede. Dit is nie die baie ordentlike soort van ondervraging wat jy gekry het voor die Zondo-kommissie, waar byvoorbeeld advokaat Paul Pretorius baie oordeelkundige, baie skerpsinnige ondervraging gedoen het, maar uiters beskaafd nie. Dan moet die president nou baie verhandige politici in die gesig staar. Hy moet vir Malema in die gesig staar, hy moet vir Glenys Breitenbach in die gesig staar, mense wat inderdaad polities vyhandig gesind is, en dan moet daai komitee 'n bevinding maak, en die komitee moet dan sy bevinding voorlê aan die parlement, en die parlement moet dan stem oor die vraag of die president inderdaad afgedank moet word of nie. Net laastens, die president kan ingevolge artikel 89 slegs afgedank word, ek gebruik die woord afgedank, impeach is die woord in Engels, indien 'n 2/3 meerderheid aangeteken word. Nou, indien die ANC caucus volledig by die president staan, dan kan hy nie afgedank word nie, want hulle het nog net so onder 40% van die lede van die nasionale vergadering by hulle. Indien al die politieke partye, al die oppositiepartye, al die politieke partye behalwe die ANC saam staan, dan kry hulle 60% van die steun, wat nog steeds te min is om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas. Dis waar ons stand staan. Ons kan dink op grond daarvan die saak dan verder bespreek. Ons vat so vinnige breek en ons is net hierna weer terug met hierdie spesifieke onderwerp. Bly ingeskakel. Ek het sopas 'n skriftelike waarskuwing ontvang vir my gedrag by die werk. Moet ek dit teken? Erken slegs ontvangs van die waarskuwing. Moenie skuld erken nie. Dien dan 'n skriftelike antwoord in met die bewyse wat jy gestoor het. Welkom terug by Fokus. Ek wil ook net welkom sê aan Roland Henwood, politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. Dis lekker om jou ook vanaand hier te hê, Roland. Dankie Pieter, lekker om saam met jou en Koos te gekuier vanaand. Ons het 'n bietjie gesels oor net so 'n bietjie agtergrond oor Ramaphosa en die saak wat die EFF van die Konstitusionele Hof aangebring het en toe gewen het. Vanaand hoor ons nou dat president Ramaphosa gaan weer die publiek aanspreek
En wat is jou gevoel, Prof Koos het nogal eintlik 'n baie goeie ontleding gedoen om te sê dat sou daai die impeachment na die parlement toe gaan, is die kanse van sukses eintlik baie skraal. Ek stem saam. Wat ons nie weet nie is hoeveel, ek gaan dit nou mooi noem, afvallige ANC-lede daar nog is, wat op die stadium bereid is om teen die president te stem. Ek dink ons kan aanvaar dat hy waarskynlik tot nou in die sterkste posisie binne die ANC-caucus was wat hy ooit in sy presidentstermyn was. Maar hierdie kan dit verander. En dit kan verander omdat daar eie belange is wat nou groter begin weeg. Mense wat dalk dink, dis nou my kans om die leierskapsposisie oor te neem sonder om deur 'n partyverkiesing te gaan. Mense wat saamwerk met ander partye en daar kan verskillende maniere wees om daai samewerking te verseker. Ek dink ons moet een ding aanvaar, hierdie is nie mooi politiek nie, hierdie is nie noodwendig die idealistiese demokratiese proses nie. Hier gaan dit oor 'n brutale magspolitiek en eie belang gaan. En dit is die deel wat 'n mens nie weet nie. Nou daar's verskillende opsies ook vir die president hoe om dit te hanteer. Maar ek dink ons moet ook gaan kyk na buite die ANC en buite die parlementêre proses. Daar's 'n ander dinamika. En dit is die regering van nasionale eenheid. Wat nou gebeur is krities belangrik vir die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid soos wat hy genoem word in sy huidige formaat. Sou die president besluit om te bedank, sou hy na afhangende van hoe lank die proses vat deur 'n proses van soos jy genoem het impeachment, hy's in 'n staat van beskuldiging en dan word hy uitgestem. Gaan dit onwaarskynlik wees dat die regering van nasionale eenheid in sy huidige vorm bly voortbestaan. Kans is baie groot dat dit dan verander. Nou die dinamika onderliggend hieraan kan 'n mens oorgesels, maar dit beteken dat wat die president nou doen het nie net vir hom belangrike gevolge nie, nie net vir sy party belangrike gevolge nie, maar het vir die hele Suid-Afrika belangrike gevolge. En dit is aspekte wat moeilik is om vooruit te loop. Veral as 'n mens weet daar kom nou vanaand 'n aankondiging en ons weet nie wat dit gaan wees nie. As ons histories gaan kyk, het die president aangedui vorige ronde, hy gaan nie hierdie beklei nie, hy gaan loop. Die mediaberigte sê nou dat hierdie keer gaan hy beklei want hy voel daar's meer op die spel. Ek dink daar's een aspek as ons na die historiese gaan kyk wat belangrik is en wat jy gesê het is feitelik korrek, akkuraat. Maar die een ding wat ons nie weet nie, is wat is dit wat daar gebeur het werklik? En wat was die president se betrokkenheid? En ons kan daaroor spekuleer en ek dink baie keer gaan jou manier wat jy na die president kyk, jou antwoord bepaal. Maar daar's aspekte wat ons nie weet nie. En een van die onderliggende elemente van die Ngcobo-verslag, hoekom hulle gesê daar's prima facie saak wat die president verantwoording voor moet doen. Dit was nie 'n skuldigbevinding nie, maar dit was 'n kwessie van daar's soveel inligting wat ons nie het nie, wat ons nie weet nie en daarom moet hierdie saak verder ondersoek word. Nou 'n ander element wat hierby inkom wat nogal dit ook 'n bietjie meer, ek wil amper sê duister maak. Die Reserwebank het 'n ondersoek gedoen en die president onskuldig bevind aan enige oortreding, tegniese ontleding. Die openbare beskermer het 'n ondersoek gedoen en die president onskuldig bevind. So nou sit jy met 'n komitee wat 'n ondersoek gedoen het wat onvolledige inligting gehad het, wat op grond daarvan dit wat hulle weet en op grond van dit wat hulle nie weet nie gesê het, dit moet verder ondersoek word en dit moet deur die parlement gedoen word. Maar nou sit jy met ander instellings wat die president onskuldig bevind. So eintlik is hier 'n groot klomp onsekerheid wat rondom hierdie saak lê en die persoon wat dit kan antwoord wat nog nie dit so ver gedoen het nie is die president self, ja. En dan miskien 'n laaste opmerking. En dit is nie 'n verskoning of 'n regverdiging of iets nie. Maar die oord waaruit hierdie inligting oorspronklik vandaan kom en aan die groot klok gehang is nou nie die mees onbesproke karakter. Daar's baie eie belang, dit hou verband met die gevegte binne die ANC op daai stadium. So dis nog 'n ander kompliserende faktor wat 'n mens hiermee sit. En eintlik wat ek dink die kort antwoord hier is, hierdie is een groot gemors. En hoe dit gaan uitspeel, gaan groot gevolge hê vir 'n groot klomp mense. Ja, en vir die totale land soos wat jy inderdaad gesê het.
Pieter, twee opmerkings van my kant af. Kyk, ek dink, dis nou goed Roland het daarna verwys, want ek het dit ek moes dit nou al genoem het. Maar die instellings wat Ramaphosa as dit ware onskuldig bevind het, hulle het baie om te antwoord. Want hier is prima facie getuienis en dit kom van 'n komitee af onder die voorsitterskap van die hoofregter. En dit is nie sommer al te maklik om te midde daarvan in die aangesig daarvan 'n skuldigbevinding in aanhalingstekens uit te bring. So die Reservebank het baie om te verduidelik, veral in die lig van die feit dat die feite is dat die geld is in sy wel nie in sy besit nie, maar op sy eiendom gevind. Dis nie hy ontken dit nie. Hy sê nee, dit is so. Ek het hierdie geld in my besit gehad want ek het lewende hawe verkoop. So die president het prima facie het hy die geld in sy besit gehad, die buitelandse valuta, en hy het dit nie verklaar nie. So en daai instellings het baie om te verduidelik. Dit lyk amper, dis baie maklik om die gevolgtrekking te maak. Tensy die teendeel bewys word, kan ek amper sê, dat hier 'n vorm van whitewash in goeie Afrikaans was, om die president te probeer beskerm. Nou, die tweede opmerking wat ek wil maak, wat nou in die middel van die politiek staan, is die volgende. Die EFF het onmiddellik nadat die uitspraak gegee is, en net terloops, die EFF het natuurlik allermins ook skoon hande. Ek meen, omtrent al die partye hierso is in 'n baie slegte verhouding met die polisie, met die regspleging, spesifiek met die strafregspleging in die algemeen. Maar goed, die EFF het onmiddellik gesê, maar goed, hulle gaan nou voort met stappe om die president inderdaad te laat ontslaan in gevolge artikel 89, en hulle sien daarna uit om te sien wat die DA hieromtrent gaan doen. Nou, hulle is eintlik leedvermakerig, want die DA wil sover as moontlik probeer, vreemd genoeg, om Ramaphosa aan bewind te hou. Hulle wil die president hou, hulle wil Paul Mashatile scenario voorkom, hulle wil Fikile Mbalula scenario voorkom, en in die besonder wil hulle natuurlik voorkom dat daar hierdie bose koalisie tot stand kom tussen die ANC en die EFF en die MK-party. Nou, dit is interessant derhalwe om te sien hoe die DA hierop gereageer het. Die DA het dadelik gesê by monde van hulle nuwe leier, nee, ons gaan met die proses volledig saamwerk. Ek dink hulle het hulle sommetjies gemaak. Hulle sommetjies is min of meer die volgende. Ons gaan volledig saamwerk, ons gaan die indruk wat ons as DA graag wek, want dit is omtrent in die DNS van die DA, dat ons kom die reg na. So ons gaan met die impeachment proses saamwerk, ons gaan inspring in die komitee wat die ondervraging gaan doen in die parlement en so aan, en ons gaan Ramaphosa inderdaad, ons gaan 'n moeilike tyd vir hom besorg. En ons gaan selfs daarna, wanneer ons kom by die stemming wat moet plaasvind, gaan ons inderdaad ook vir sy impeachment stem. Wetende vooraf op grond van die berekenings wat ons doen, dat die ANC gaan steeds die stemming wen. Tensy, soos wat jy gesê het, hulle 'n fout maak en dat daar 'n X-faktor is, dat daar 'n paar mense is binne die ANC wat teen Ramaphosa draai en hy inderdaad impeach word, hy inderdaad uit sy pos onthef word. So ek dink dis die een belangrike ding om in ag te neem. Dan staan nou 'n ander ding, en ek sal graag Roland wil hoor wat jy daarvan sê. Ek lees in die naweekkoerante gister, dink ek, dat die EFF sê nee, maar hulle gaan 'n mosie van wantroue stel. Ek dink maar maak die mense nou 'n fout. Maar nou nie, natuurlik nie sommer nie. 'n Mosie van wantroue vereis net 'n gewone meerderheid. En om die mosie van wantroue te aanvaar te kry is derhalwe baie makliker, op voorwaarde dat die DA gaan saamwerk. Ja. Maar om die DA se samewerking daarvoor te kry, gaan natuurlik baie moeilik wees, en dit plaas die DA in 'n baie moeilike posisie, want hulle sal nie graag wil stem vir 'n mosie van wantroue in die huidige president nie. Anders beteken dit dat die regering kom tot 'n val, 'n nuwe president moet verkies word. So ons kyk nou, dalk word die hele proses van impeachment, van in 'n staat van beskuldiging plaas, ondervang. Dalk gebeur dit nooit, vir die doodeenvoudige rede dat dit as dit ware ondervang word deur 'n mosie van wantroue. Ja. Ek dink dis onwaarskynlik dat die mosie gaan slaag.
En dis interessant, want ek dink seker die party wat in die moeilikste posisie gaan wees met hierdie hele proses is die DA. Ja. Want hulle kan nie gesien word, en ek dink die party, soos wat ek hom verstaan, gaan nie goedsmoeds, korrupsie en onwettige optrede goedkeur nie. Ja. Aan die ander kant wil hulle nie hierdie regering tot 'n val laat kom nie. En dit gaan nie net oor hulle ministersposte nie. Dit gaan oor wat is die alternatief. Onthou, ons is nog 'n hele paar jaar weg van 'n volgende verkiesing. Ja. 3 plus jaar weg van 'n volgende verkiesing. So as jy nou wat het hulle dit genoem, die Doomsday koalisie. As jy nou daai koalisie bymekaar kry, kan hulle geweldig skade aanrig as jy die argumente van die DA aanvaar. Ja. Tot en met 'n volgende verkiesing. En dan as jy na party mense luister, gaan daar nie weer 'n verkiesing wees nie. Dis hoe erg dit gaan. So die DA is waarskynlik nou vasgevang tussen sy argument teen 'n alternatiewe koalisie en sy argument vir skoon regering vir korrupsie wat uitgeroei moet word. Maar ek dink die president homself is vasgevang ook daar. Ja. En dit gaan baie interessant wees om te sien, want nou kom jy by tegnikaliteite. Wanneer daar gestem word, gaan dit 'n vrystemming wees. Met ander woorde, soos wat dit genoem word, jy stem volgens jou gewete, of gaan dit 'n caucus besluit wees wat sê julle sal so stem en julle sal so stem. Dit maak 'n klomp ander opsies oop van hoe so 'n proses kan uitspeel. Maar ek meen, dit is op die stadium spekulasie. Ja. Dit is moontlikhede, maar ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Net met betrekking tot die beste moontlike scenario vir die DA wil ek ook graag die volgende noem. Ons gaan nou moet sien wat gaan gebeur. Maar die beste moontlike scenario vir die DA is dat die hele impeachment proses volg, dat hulle inderdaad deelneem aan die proses, net so energiek of nog meer energiek as die EFF, dat daar inderdaad 'n stemming gehou word, maar dat die vereiste 2/3 meerderheid nie aangeteken word nie. En dat die huidige regering, die veelparty regering aan bewind bly. Maar te midde van die ondervraging wat in die parlement gaan plaasvind, gaan die DA natuurlik 'n geweldige klomp gunstige publisiteit, gunstige propaganda kry, en dit maak plaas hulle in 'n baie sterker posisie met die oog op die verkiesing waarvan ons die datum nou ken op die 4 November. Dit sal baie gunstig wees vir hulle. Stem julle saam of stem julle nie saam as ek sê dat die gewone kiezer weet nie noodwendig die binnewerke soos wat byvoorbeeld ons wat nou weet gereeld oor politiek lees en die meer, om te verstaan dat die kanse dat 'n mens eerder vir president Cyril Ramaphosa wil half bietjie beskerm, want dit is die slegste beste opsie wat ons het, as wat Paul Mashatile inkom, wat dan moontlik dan 'n samewerking versekerde samewerking met die EFF en met MK gaan hê, wat hulle dan 'n bietjie van 'n baie sterker eenheid maak, soos hulle voorheen gesê het. Is die gewone kiezer net oningelig as die DA byvoorbeeld besluit om vir president Cyril Ramaphosa te skerm? Ek dink nie oningelig nie. Dis 'n baie ernstige teenstrydigheid wat jy dan mee sit. En hoe verklaar jy dit? Dit skep verwarring en dit dra by tot 'n verlies aan vertroue. En die groter prentjie waarteen 'n mens hierna moet kyk, is dat, en dis nie 'n Suid-Afrikaanse verskynsel nie, wêreldwyd, is daar 'n geweldige gebrek aan vertroue in politici, in politieke instellings soos parlemente en hoe dit funksioneer. As gevolg van die vergrype en die wanbestuur wat 'n mens oor so 'n breë spektrum reg oor die wêreld kry, ook in demokratiese state wat ons dit nie van verwag nie. So dis 'n baie verwarrende prentjie wat 'n mens kry. En die kompleksiteit wat ons nou hier besig is om oor te spekuleer van wat is in die beste belang van Suid-Afrika, is dit om 'n president wat duidelik gefouteer het, of waarskynlik volgens wat ons weet ernstig gefouteer het, of is dit 'n kwessie van nee, hier tree jy net beginsel vas. Met ander woorde, daar's nie grys nie, dis wit of swart. En dit is baie moeilik om dit te gaan verklaar, en dit kan baie verwarrend skep. En natuurlik die ding is, as jy wit en swart gaan kyk, dan is die alternatief van so 'n uitkoms nie aanvaarbaar nie. En maar dan is die argument, goed, dan moet jy die pyne vat wat kom saam met die realiteit. Weereens, ons spekuleer, ons weet nie. Maar dis 'n baie moeilike argument om te gaan maak, en dis 'n baie moeilike argument om te gaan verkoop. Die risiko wat die DA loop is dat hy uiteindelik gesien word as maar net nog een van die ander partye. En dit begin klaar gebeur. Ons sien dat daar
mindere entoesiasme in baie opsigte vir die DA is, omdat die argument is, maar julle is maar net soos al die ander. So die party gaan baie mooi moet dink, hoe gaan hy hierdie hanteer en hoe gaan hy dit probeer aanpak. Terloops, dieselfde geld vir Vryheidsfront Plus, want hy sit baie in dieselfde bootjie. Hy is miskien nie so groot party in terme van getalle nie, maar hy gaan in dieselfde situasie sit. Die PA ook, alhoewel die PA in Gauteng baie gemaklik met die EFF en ander saamwerk, maar gaan ook daai keuse moet maak. En so al die ander partye wat daar is, gaan daai keuse moet maak. En dan die breedsprakige leier soos Herman Mashaba, as mens hoor wat hy vandag te sê gehad het. Maar hy staan buite al hierdie goed. Hy staan in Johannesburg, ondersteun hy die koalisie, maar hy weier om te stem vir goed. Hoe interpreteer 'n mens dit? So dis 'n baie verwarrende politieke landskap wat jy mee te doen het. En vir kiesers wat buite die ANC staan, gaan hierdie waarskynlik problematies wees. Vir mense binne die ANC is die keuse eintlik eenvoudig. Ek staan by die president ongeag, soos wat hulle altyd gedoen het, of hierdie keer gaan ek dit nie doen nie. Ons weet nie hoe daai gaan uitspeel nie. Ons is net nie nou weer terug en mense luisteraars vraag wat ek sommer aan Prof Koos gaan vra, so bly geskakel. Ek het sopas 'n skriftelike waarskuwing ontvang vir my gedrag by die werk. Moet ek dit teken? Erken slegs ontvangs van die waarskuwing. Moenie skuld erken nie. Dien dan 'n skriftelike antwoord in met die bewyse wat jy gestoor het. Welkom terug. Ons is dit is die program Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand Prof Koos Milan en Roland Henwood. Prof, daar het 'n luisteraar 'n WhatsApp gestuur en ek lees dit graag vir Prof en ek sal graag Prof se terugvoer wil hê. Die luisteraar vra: as 'n hof Ramaphosa skuldig bevind aan korrupsie, geldwasery, oortreding van valutabeheer en delusies, kan hy tronkstraf kry? Pieter, ja, inderdaad. Alhoewel ons nog baie ver van daai punt af is. Na alle waarskynlikheid sal ons eers deur die hele proses van 'n staat van beskuldiging moet loop. En sal Ramaphosa inderdaad uit sy pos ontslaan moet word, vanuit die presidentskap ontslaan moet word, alvorens ons so iets gaan kry. Ek sê waarskynlik. Daar's natuurlik niks wat in die pad staan van enige lid van die publiek om nou hulle klag te gaan lê teen hom vir daai oortredings nie. Daar's alreeds trouens 'n klomp getuienis beskikbaar. Dit is vervat in daai verslag van die vorige hoofregter en natuurlik nog aan baie ander getuienis. Maar nou moet ons net weet, ons werk met 'n baie gebroke vervolgingsstelsel met swak vermoë om misdaad te ondersoek, swak vermoë om misdaad aan te kla. So alhoewel dit in beginsel waar is en na alle waarskynlikheid mens kan sê dat dit gepas is indien daar 'n skuldigbevinding is op oortredings van daai aard, dat daar gevangenisstraf sal wees, is daar 'n klomp hekkies om oor te kom alvorens mens by daai punt uitkom. Ek dink ons het nou genoeg gesels oor hierdie punt. Ek dink ons 'n bietjie aanbeweeg en ons gaan ons nie tyd hê vir enigiets anders te nie. Ek wil 'n bietjie praat oor Trump se besoek aan China later hierdie week. Dit is omtrent so 4 maande voor die BRICS summit wat in Indië gaan plaasvind. Ek dink Trump en Xi Jinping het nogal baie om oor te gesels. Ek meen as jy mens kyk na die straat van Hormuz met Iran in oorlog, BRICS en 'n hele paar ander goeters. Wat dink jy gaan die gesprek wees tussen Trump en Xi Jinping, Roland? Hierdie is die eerste van 'n paar ontmoetings wat veronderstel is om hierdie jaar plaas te vind waar hulle twee betrokke gaan wees. So dis nie net 'n eenmalige, dis nou die staatsbesoek aan China, so dit is 'n hoogtepunt, dis 'n baie belangrike ding. Die fokus gaan waarskynlik wees ekonomiese bande. Hoe kry ons die beperkings opgehef, die tariewe wat 'n probleem is, die beperkings wat ingestel is, en dan ander faktore wat 'n rol speel, soos die oorlog teen Iran, soos die straat van Hormuz en die effek daarvan. Nou interessant, in daai konteks het ons gesien dat China 2 weke terug vir die eerste keer in die openbaar het die minister van buitelandse sake gesê die straat moet oopgemaak word. En dit was 'n baie belangrike teken, dit was 'n boodskap van China praat met Iran, want dit is hulle wat dit toehou. En dan het daar verlede week die Iranse minister van buitelandse sake China besoek, en dit was ook op die agenda gewees. So dit gaan interessant wees om te sien of China 'n tipe van 'n bemiddelingsrol gaan speel en of China gaan druk uitoefen, definitief op Iran, maar ook op die VSA in die persoon van president Trump,
om te sê, maar jy moet jou blokkade ophef, jy moet begin afskaal met hierdie ding. Wat dit moeilik maak is dit wat reeds gebeur. Die feit dat die Iranese het effektief die vredesaanbod van die hand gewys met baie sterker eise gekom. President Trump het gister gesê is onaanvaarbaar. So nou sit jy met hierdie skaakmat situasie. Jy het 'n oorlog wat half op die ys geplaas is, maar nie beëindig is nie. Maar daar's nie werklik vordering met die onderhandelinge nie. Daar's gesprekke die hele tyd, maar daar's nie vordering nie. So dit is dis waarskynlik een van die komplekse sake wat gaan aandag kry. Die spekulasie in die pers in die VSA is dat president Xi Jinping gaan Taiwan gebruik as 'n teenpool en probeer konsessies kry van die VSA oor Taiwan in ruil vir konsessies in die Midde-Ooste, wat president Trump baie graag wil hê. So dis maar die spekulasie wat 'n mens sien. Met ander woorde, hou op om Taiwan so openlik te ondersteun, hou op om soveel wapentuig aan hulle te gee, laat skiet 'n bietjie daar en dan half as daar iets gebeur in Taiwan, gaan julle nie aanval soos wat julle met Iran gedoen het nie. Ons gaan op 'n ander manier hierdie ding hanteer. In ruil daarvoor gaan ek my invloed gebruik om die Iran kwessie. En dan die onderliggende is die spanning in terme van handel tussen China en die VSA. Daar's 'n klomp probleme. Toegang tot sekere minerale, hulpbronne, die kwessie van tariewe wat ek genoem het, en dan net 'n kwessie van toegang tot markte. Die kwessie van die vrye vloei van handel, vrye vloei van beleggings en hoe hanteer ons die beperkings wat daar is op die stadium. Wat dit baie belangrik ook maak, is nie net die belange van die VSA en China nie, maar veral streeksbelange. Die hele kwessie van Japan en China, Noord-Korea en China. So daar's 'n hele klomp regionale uitdagings wat ook onderliggend aan hierdie verhouding is wat waarskynlik ook aandag gaan kry. En dan baie belangrik, terwyl hierdie ontmoeting plaasvind, is daar 'n ontmoeting van BRICS ministers van buitelandse sake in Indië. Dis nou 'n voorbereiding van die leiersberaad later, maar dit vind op dieselfde tyd plaas, dieselfde 2 dae. So dit gaan interessant wees om te sien of dit 'n effek gaan hê, want een van ek meen daar's 'n paar sake op die BRICS agenda, maar die verwagting is dat die hele kwessie van die de-dollarization, ek weet nie wat se Afrikaans daarvan is een van die gesprekspunte wat weer op die tafel gaan wees. En dis 'n baie sensitiewe saak vir president Trump. Dis deel van sy vyandigheid teenoor BRICS. Dis die hele wegbeweeg van die dollar as die denominasie waarin alle handel en handelsinteraksie moet plaasvind. So dit gaan interessant wees om te sien ook die feit dat Iran is nou 'n lid van BRICS, so Iran se minister van buitelandse sake of een of ander afgevaardigde gaan daar wees, maar sou ook minister Lavrov, die buitelandse sake minister van Rusland. En dis 2 van die probleemstate nou in die wêreld wat ook daar gaan wees. Ja. Prof Koos, China se ekonomie is tans in 'n baie moeilike situasie. Ek dink Xi Jinping sal graag wil hê dat Iran en die VSA tot 'n kompromie moet kom en baie vinnig ook. Maar dink jy dat die VSA of Trump sal instem? Want ek weet een van die goed wat Iran voor gevra het is dat hulle wil 'n sekuriteitswaarborge hê. Dat as China sê maar okay, ons sal vir jou sekuriteitswaarborge gee, of Trump dit sal aanvaar. Pieter, net so vinnige draai voor ek by jou antwoord kom, by jou vraag kom. Ek dink na alle waarskynlikheid is die verdrag wat gesluit moet word met betrekking tot tariewe en handel en so voort, is natuurlik klaar reeds in kan en kryke. Dit moet as dit ware net geteken word. Dit is natuurlik lankal voorberei. Dan in die tweede plek om nader te kom aan 'n antwoord op jou vraag. Dis baie moeilik om te bepaal, of dalk is dit nie so moeilik nie. Wie is nou eintlik in die grootste knyptang op hierdie stadium? Is dit die VSA of is dit China? Ek dink is die VSA. Dit is vir my baie duidelik dat die VSA se aandag is afgetrek. Volgens sy eie buitelandse beleid, die veiligheidsdokument wat verlede jaar in November die lig gesien het, is die Midde-Ooste eintlik van afnemende belang vir die Verenigde State en is die Verre Ooste van veel groter belang, want die VSA sien onder die huidige Trump-bewind en vorige bewinde eintlik ook reeds vir China as sy eintlik 'n groot uitdager, en dit is heeltemal realisties. Nou,
President Trump is in 'n baie vreemde posisie. In 'n baie netelige posisie om die waarheid te sê. Hy het nou die afgelope kyk, hy is 'n groot unilateralis. Hy maak soos hy wil. Hy maak soos hy goed dink. Hy het sy ou bondgenote eintlik afgestoot, Brittanje, Duitsland, die NAVO in die algemeen en so aan. Hy maak soos hy goed dink. Maar wat die afgelope tyd gebeur het, is dat Trump al hoe meer die indruk gewek het, en korrigeer my asseblief, ek sommer daar ook hoor wat jy sê, al hoe meer die indruk gewek, dat hy 'n afhanklikheid ontwikkel van die einste moonthede wat hy tevore afgestoot het. En die ironie van die saak, en dis die kersie op die koek, dit geld ook met betrekking tot China. Die heel laaste land waarvan die FSA en die Trump-regering afhanklik moet wees vir een of ander vorm van hulp is China. Desondanks het die Amerikaanse regering nou 'n beroep gedoen die afgelope tyd op China om druk uit te oefen op Iran met betrekking tot die oorlog daar en spesifiek die straat van Hormuz. Nou dit is 'n openlike demonstrasie van afhanklikheid as dit ware. En dit plaas die Chinese regering eintlik in 'n baie sterk posisie. Die Chinese regering is natuurlik ook 'n regering wat uiters rasioneel optree en wat my betref uiters verstandig optree. Daar's nooit dreigemente nie, daar's nooit sprake van oënskynlike oorlogsigtigheid of wat ook al nie. Hy tree uiters versigtig op. As gevolg waarvan hy na alle waarskynlikheid die ondersteuning, die vertroue geniet van Iran, van Rusland, ek dink nie soseer van Indië nie, want hulle is in spanning met mekaar, maar dis nie ter sake in hierdie omstandighede nie. Maar ek dink China kan inderdaad 'n baie belangrike rol speel om bepaalde waarborge met betrekking tot veiligheid te bied vir Iran, maar natuurlik moet Amerika dan ten aansien daarvan saamspeel. As China kan help om daai waarborge te help gee van veiligheid vir Iran en vir die Midde-Ooste, dan beteken dit is 'n enorme styging van sy reputasie in die internasionale politiek te midde van 'n situasie waar die FSA al hoe dieper en dieper in die oorlog as dit ware vasgeval het in Iran en nie regtig toon dat hy beskik oor die hefbome om daar uit te kom nie. Trouwens die afgelope tyd het hy eintlik gedemonstreer dat hy oor baie min hefbome beskik om wel die oorlog op so 'n wyse tot 'n einde te bring dat hy met eer in die stryd kan tree. As daar 'n vorm kan wees, en dis nou ernstige bespiegeling, maar as daar 'n vorm kan wees van samewerking tussen die Verenigde State en China met betrekking tot die oorlog, dan kan dit 'n twee doeleindes dien wat voordelig is vir al twee die moonthede. China het die voordeel daarvan dat sy reputasie kry 'n geweldige hupstoot in die internasionale politiek en Amerika met die voordeel dat hy en China saamwerk, kry die geleentheid om as dit ware 'n soort van met eer in die stryd kan tree uit die huidige oorlogssituasie. Nou ja, daar's ook baie wat ek wou gevra het, onder andere die druk en die tweespalt tussen die Iranse heersers, jy die politiek, die president, die minister van buitelandse sake, maar tog het jy ook dan die Ayatollah en die Iranse revolusionêre mag. So weet China moet amper half al twee bymekaar probeer kry, want anders ek bedoel hy kan nie nou met die regering onderhandel en dan die revolusionêre wag uitstoot nie, want dan gaan jy maar net weer amper soos 'n burgeroorlog hê eintlik maar. Maar ja, ons is ongelukkig uit vir tyd. Ons kan definitief vir die gesprek volgende maandag weer voortsit, maar so Roland, ek wil jou sommer weer uitnooi en vir Prof Koos, as julle asseblief volgende week as julle tyd het en julle kan dit maak om weer te kom gesels. Ek sal graag bietjie wil verder gesels oor spesifiek hierdie onderwerp en natuurlik ander onderwerpe ook. En bly geskakel op Pretoria FM om te hoor wat president Cyril Ramaphosa nou 8 uur te sê gaan hê.